en saam met my vanaand natuurlik niemand anderste as Mike Bolhuis. Nou koop en verkoop is iets wat ons almal raak en ek glo dit is belangrik om te verstaan wat 'n riglyne ons kan help om veiliger en slimmer besluite te neem. En ek glo almal is al deur 'n verkoopsenter gevang, want ek steek sommer eers my hand op. Goeienaand Mike, hoe gaan dit? Goeienaand, wat die geleentheid. Ja, jy weet, ons het hierdie goed al bespreek, maar ons moet maar so 1 keer in 3 maande, 6 maande net mense weer herinner hoe versigtig jy vandag moet wees met geld. So ek weet nie of daar enige vrae ingekom het nie. Ja, heel wat. Ek wil ook net eers 'n shout-out aan al die verkoopsdame van die Sykes Beauty and Health gee, want hulle almal sit bankvas en luister na vanaand oor koop en verkope. So 'n shout-out aan al ons Sykes girls. So ja, hulle vra hierso, wat is die mees algemeenste waarskuwingstekens as 'n mens 'n transaksie miskien bedrog kan wees? Alright, dis van hulle een vir een vat. Is daar ander vrae wat soortgelyk is aan hierdie een, dan gaan jy hulle net skiep. Ja, so die is een oor vertroue en verifikasie natuurlik ook. Hoe kan 'n mens die betroubaarheid van 'n koper of verkoper vinnig en prakties toets? Ja. Alright, so die mees algemeenste wat gebruik word om mense te vang, is om iets te identifiseer as 'n bargain. So ek wil dit van die staanspoor af vir almal sê. Daar is nie so ding soos 'n bargain nie, want die einste ou wat dit gaan adverteer as 'n bargain, het dit klaar vir homself en het ander intensies daarmee. So ek kry nie sommer bargains nie. Tensy dit mense is wat in ernstige finansiële verknorsing hulle self vind, dan gaan hulle gewoonlik na die pawn shops toe, en of onder kennisse wat hulle ken. Maar normaalweg op enige vorm van 'n platform, as jy sien hier's 'n Toyota Land Cruiser wat jy weet vir 'n feit 1.6 miljoen rand kos en hy word geadverteer as 'n bargain vir 800.000, dan gaan daar rooi vlaggies op. So 'n bargain is die eerste rooi vlaggie. Maar kom ons veronderstel dat hier en daar is daar 'n werk, jy's vinnig op 'n plek en jy het vinnig iets geïdentifiseer, jy het vinnig iets agtergekom en iemand het werklik waar 'n regte bargain nou daar geplaas. Kom ons gestel dit is nou so. Hoe toets jy dit? Alright, jy kontak die persoon en jy vra uit oor die produk. Kom ons bly maar by iets wat algemeen is maar laat ek 'n goeie voorbeeld gee. Kom ons gebruik 'n kar. Jy is op soek na 'n karretjie en jy kry hierdie bargain vir ietsie vir sê 60.000 rand. Wat jy weet voor jou heilige siel 120 kos en hier's nou vir halfprys. So jy weet mos nou wat se vrae om te vra. Jy gaan vra oor die foon terwyl jy met die persoon praat, die identifikasie van die voertuig en die persoon moet dit vir jou e-pos asseblief. Jy hoef net so haastig te doen nie, maar jy kan sê jy stel belang. As die persoon jou begin druk en sê ja, maar hy soek onmiddellik 'n deposito. Hy soek onmiddellik want almal is agter die kar en dan sê jy vir hom onmiddellik daar en hier is dit waar jy vir my moet luister. Sê jy onmiddellik vir daai persoon, luister, ek is die koper en ek gaan dit doen op my manier. Eerstens, ek soek al die gratis dokumentasie. Ek soek alles ge-e-pos. Ek soek 'n dokument wat vir my sê beëdig by 'n polisiestasie dat hierdie voertuig word nie gesoek vir 'n misdaad nie en ek soek 'n dokument van die bank dat hy afbetaal is. Hierdie goed moet julle herluister in die gesprek en notas van maak. Want dit is die belangrikste dinge om te kry. Want baie ouens koop vinnig, sit vinnig 'n deposito neer en dan sê die ou nee, maar hy gaan hom vir jou nog bring ook. Hy soek 'n verdere 5.000 rand en diesel en dan jy weet dis bietjie hierdie drips en drabs en jy weer oor sy weg. Intussen vang hy 20 ander mense met dieselfde bargain. So van die staanspoor af, hou kop, wees cool, kalm, vra die vraag, gaan deur die lys van wat jy vereis. Nou ons het 'n projek wat genoem word buy and sell. Is nou net die Engels van vanaand se program. Ek gaan hom hierna vir Minks weer stuur en sy moet hom vir julle plaas. Dit is die projek wat absoluut alles vat
die nitty-gritties van whenever you buy or sell. Maar hier's 'n ander triek. As jy met iemand kommunikeer en jy is bietjie verdag en jy wil hom uitloop, dan sê jy vir hom, let's switch to video call, of sê vir hom, jy gaan hom terugbel, of haar terugbel, dan video call jy. Nou as daai persoon nie 'n video call vat nie, dan sit mos klaar verdag. So, jy weet, dis ons die sweetheart scams, sextortion, al hierdie ander scams, Noxen scams, die ouens uitvang, net so. So, dit is 'n tweede triek wat jy kan trek. Maar nie almal wil 'n video call doen nie, en nie almal is gemaklik daarmee nie, maar dit is die moeite werd om dit as 'n triek te gebruik om te kyk met wie jy daar praat en wie identifiseer. En dan 'n ander ding, as jy 'n kar koop, nou, kan jy in jou lewe nie 'n kar koop voordat jy nie jou mechanic saamgevat het nie. Gestel, alles is reg. Die naad is reg, die dokument is opgetrek by die polisiestasie dat die voertuig nie gesoek word deur die polisie nie. Die bankdokument wys hy is ten volle betaal. En die persoon het 'n beëdigde verklaring selfs gegee dat die voertuig is nie gesedeer en aan 'n tweede of 'n derde of ander party verkoop of beloof nie. Want onthou, baie keer kry ons sake van mense wat ons bel is beloof nie. Want onthou, baie keer kry ons sake van mense wat ons bel en sê, ja maar, jy weet, hulle het nou 'n kar gekoop en hier nou alles is die beste. Dis die heel beste, spaar die meeste tyd. Hy bring al sy dokumentasie en julle stap daar uit met alles geverifieerd ensovoorts. Maar dan doen jy nog steeds nie die betaling nie, want jy moet die voertuig toets. Dan sê jy vir hom, luister, ek het my mechanic gebring, die mechanic en die eienaar van die voertuig gaan ry 'n draai of 2, die mechanic kyk, word die voertuig warm, hy kyk na sy diensrekord, hy kyk gou na 'n paar goed daar, veral as dit 'n as-is sale. En as jou mechanic sê, duimpie op, fine. As dit 'n duur voertuig is, en jy is onseker oor een of ander duur ding soos 'n turbo of iets wat binnekort kan gaan, maar baie van die ouens vat hulle voertuie vir dienste, dan sê die ouens wat hulle voertuie diens, luister, jy moet van hierdie kar ontsla raak, binne 6 maande gaan hy jou dubbel kos as wat jy vir hom betaal het vir as jy alles moet herstel. Dan verkoop jy ons sy karre en dis hoe oneerlik hulle is. Dan moet jy vir die ou sê, jy soek 'n AA verslag. Of jy wil hê die voertuig moet deeglik deurgegaan word deur jou, dis nou as dit 'n redelike duurder voertuig is, deur jou diensmechanics om sodoende vir jou gerus te kan stel, dat is nie goed wat binne 3 of 4 maande kan blaas. Mense, julle kan duidelik hoor hoe skepties is ek en hoe negatief is ek oor sulke transaksies, want ek weet, ek kry die sake. Ek kry mense aanhoudend wat vir my sê, hulle het 'n kar gekoop, daar's mense wat net 300 meter ry en kakkie kar. Daar's mense wat 3 dae met die kar ry en kakkie. Dit is astronomies. Die karbedryf is 'n vrot bedryf, ongelukkig, vrot van korrupsie, en dis amper 'n level van Noxen scams. So in die karbedryf is die beste bedryf om te gebruik waar jy die deeglikste ondersoek doen before you buy or sell. En dit is dieselfde as jy as persoon iets verkoop. Dan moet jy hierdie stappe volg om die ander persoon te oortuig, jy is nie 'n nokker en 'n scammer of 'n skelm nie. Want jy kan nie as jy jou kar vat na jou mechanic en die mechanic sê vir jou, hoor jy moet van hierdie kar ontsla raak, want binne 3 tot 6 maande gaan hy groot skade optel met dit en die ander. Dan moet jy in eerlikheid dit vir die party in kennis stel. Luister, want anders het jou naam ingedrang. Jy weet, onthou die einde van die dag, ons moet ons Christelike beginsels uitvoer. En dit is nie altyd maklik nie, want nou sit jy met 'n kar en sy waarde het heeltemal gedaal, jy moet hom vir heel wat minder verkoop, want hy gaan binne 6 maande 'n turbo of iets nodig hê, jy verstaan. Maar rather do an honest deal than a crooked deal. Dis die beste manier, want dis jou naam en reputasie hou. Eerlikheid en deursigtigheid gaan jou baie verder bring. Want as jy eers begin met sulke triks, as jy 'n verkoper is en jy maak moves en try score en mense indoen en benadeel, dan sê ek nou vir jou, raak dit 'n gewoonte en dis wat jy gaan doen. En dis waarvoor jy bekend sal wees. En dit gaan uitlek. En jy wil dit nie hê nie, want dit gaan jou deure toemaak.
En dit het 'n manier om uit te kom, dit is ongelukkig so, want dit is die voordeel, ek kan net eintlik nie 'n voordeel noem nie, maar op die einde van die dag, daar is partykeer tussen al hierdie geskinder en kakpratery wat die Suid-Afrikaners doen, is daar so nou en dan, kom daar ietsie deur waar julle al opgetel het, waar mense inligting plaas, wat korrek is en feitelik is en geverifieerd is, en veral as dit van ons kant afkom. So, of jy nou iets koop en of jy iets verkoop, dieselfde reëls moet jy toepas altyd. Jy moet altyd, as jy iets verkoop, reageer en help en assisteer met die koper, soos wat jy, asof jy dit sou koop. Wat se reëls en regulasies sou jy gevolg wil hê en wat se boxes moet getik word. Dis transparency. En dit is die ou boere manier, dit is shake of a hand, total transparency and honesty, en dis die manier om besigheid te doen, met koop en verkoop as 'n ou die voertuig, as 'n voorbeeld gebruik. Dan ander goed is mos nou nie soveel groot werk nie, maar hoe dierder 'n ding is, sê nou maar 'n diamant, of goud, of iets wat uiters waardevol, hoe dierder 'n ding is, hoe meer ondersoekwerk doen jy. Ons sê altyd, jy doen 'n algehele identifikasie van alles, die evaluasie van alles, die risiko-analysering, en dan doen jy absolute, afhangende van wat het is, 'n platform profielondersoek, track tracing, cyber, forensies, finansieel ondersoek, en alles, en enigiets altyd, waar het ook al van toepassing is, of het nou 'n ekonomiese misdryf is, en of het nou verkoop of koop is. Jy moet 'n deeglike ondersoek doen. En die twee goed het ek nou genoem. Die belangrikste is, enigiets wat 'n bargain is, wees versigtig, uiters versigtig. Tweedens, oorhaastigheid. Hierdie waar mense jou druk, is 'n probleem. Druk vir 'n deposito, as gaan jy dit verloor. Jy sal nie glo hoeveel mense val vir daai puppy scams en kykies en hondjies en voëls en diertjies en goed. Die treehuggers val altyd vir hierdie goed en ek weet nie hoe hulle dit reg kry nie. Ek het al sake gehad, ek dink die ergste saak is 'n hondjie wat 4.400 sou gekos het, dat die mense oor die 400.000 rand betaal om daai hondjie te kry. Nou, ek kan dit nie vir jou verduidelik nie, jy moet die saak lees. En jy val agteroor. Dis dieselfde soos met die sweetheart scams, dieselfde met die sextortion, extortion en al die ander scams, holiday scams, you name it. Jy kan dit nie glo nie. Die leen scams, ek kry nou die dag weer 'n saak, en ek kry gereeld van hulle, maar as ek sê ek kry nou die dag weer 'n saak, dan praat ek van 'n groot saak, van 'n vrou wat by 'n instansie geld geleen het. En in haar WhatsApp sê sy vir my, ek moes 2 maal lees voordat my kop dit eintlik klik. Sy wou 10.000 rand geleen het om net iets te doen wat ek al of by iets by te voeg om iets te kan doen. Eventually het sy oor die 120.000 rand betaal. En toe agtergekom, hoor maar hier is iets fout en toe vir my die WhatsApp so goed deurgestuur en gesê sy vermoed hierdie instansie is 'n scam. En daai persoon is nie aspres stupid nie. Daai persoon is nie onder die indruk oor die, jy weet, ek is 'n verkeerde mens of ek is nie reg aan mekaar gesit nie. Daai persoon is in normaliteit, goedgelowig, vertrouend, vertrou mense en just don't realize it. Dit is ongelukkig the mystery of iniquity. As ek met die vrou praat, is dit die normaalste tannetjie onder die son. Natuurlijk kak ek haar uit van 'n kant af en gooi koue water oor haar en raas met haar wat ek moet doen. Want as sal sy aanhou betaal tot dit 220.000 is. Maar anyway, enige finansiële aangeleentheid is daai twee goed waarvoor jy eers moet kyk. Is die sogenaamde bargain. Ek moet dit nou kry, ek moet dit gaan kry. Ek moet nou druk, nou deposit gee. En 2, oorhaastigheid en die druk daarvan vir deposits. Daai 2 goed. Die derde ding is, jy moet altyd kyk na gehalte en jy moet altyd gehalte toets. Dis hoekom ek gesê het van bring die mechanic saam.
goedkoop koop is duur koop. En jy kan nie val vir foto's nie. So nommer 4 is ook deel van die goed wat ek genoem het. Holiday scams, hou aan. Ek sien Kobus sê, so Gert Griesel was met 6,5 miljoen rand gevang. Kobus, kan jy vir ons 'n bietjie meer vertel wat het daar gebeur? En dan sê... Ja, laat hy so lank vertel. Ja, laat hy so lank vertel, dan kan jy nou sê, sorry man, ek moes net gou hoes, en ek vra hom verskoning, ek kom nou net uit die gym uit. So, foto's, jy moet oppas. Jy kry hierdie mooiste vakansiefoto's met die palms in die water, en you just cannot believe it. En dieselfde met, ongelukkig, is het nou maar so, baie ouens, jy weet, raak betrokke by gesellene, en by prostitusie, en by sexual sites, ensovoorts. Dis alles wanvoorstellings, en baie van die goed is identiteitsdiefstalle. Dit sê dat 'n identiteit is van ander plasings wat geplaas is, wat hulle op stelsels kry, of van ander instansies wat werklik waar bestaan. Dieselfde in die kar game. Jy kan 'n ou kry wat 'n magdom van karre toon wat hy alles te verkoop het. Maar al wat hy gedoen het, die boef, is hy het 'n klein huisie vol foto's bymekaar gesit en dit ge-AI in 'n groot garage. En uitwys in 'n foto dat dit syne is, met 'n moesenaars naam. Met AI vandag is dit 'n groot probleem. Die krag van AI en die manipulasie van informasie, stemme, foto's en enigiets wat daarmee gepaard gaan om jou te beweeg om betrokke te raak. Het sy in 'n vorm van seksualiteit of in die vorm van 'n vakansie of 'n kar koop of 'n hondjie of 'n katjie of 'n mat of 'n handsak of whatever kan gemanipuleer word en word gemanipuleer deur die scammers. En onthou, scammers werk op 'n basis van hulle target nie net jou nie. Jy moet nie net dink, hierdie ou kommunikeer nou net met my nie. Scammers is ouens wat vislyne uitgooi. Hulle vis vang. Hulle het hoeke met aas all over the place. En jy kan vir jouself dink, as hulle 100 lyne uitgooi 'n dag, en baie van hulle werk in groepe en syndikate, ook in individue of 2-2, maar hulle operate op daai manier. As 'n ou net uit die 100 net 5 kry wat R5,000 'n dag betaal, wat is dit? Werk die som bietjie uit. Hoeveel geld maak jy? So ek wil julle waarsku oor enige inligting wat jy kry, moet jy eerstehands identifiseer. Dieselfde met 'n huiskoop, dieselfde met 'n diamantring, jy moet hom gaan laat toets, dieselfde met enigiets en alles. Jy weet, selfs as jy 'n polis wil uitneem, moet jy versigtig wees. As jy 'n medies wil uitneem, vergelyk het, kry 2 opinies. Definitief as jy 'n kar gaan koop, hoor op by mechanics, jy weet, al die tipe van goed, mense is ongelukkig oorhaastig, hulle wil nie die admin doen nie, hulle wil nie die werk doen nie. And that's the problem, en dus kom hulle met probleme sit. En dan dink hy gaan sommer net hierdie karretjie koop, want hy is baie goedkoop op diesel, want die diesel is so duur, en dan ry 6 maande en dan kak die kar. Op die einde van die dag moet jy goedkoop koop is duur koop. Jy moet versigtig koop en jy moet reg koop. En jy moet regwerk met jou geld. So buy and sell is 'n moeilike issue, mens. En mense moet leer om geduldig en deursigtig behoorlike ondersoekwerk te doen. Daai hele Engelse lys woorde wat ek genoem het, moet gedoen word voordat hulle enigstens iets aanskaf, en as hulle verkoop, moet hulle dieselfde reëls toepas om sodoende die beste diens te kan lewer. Is daar enige vrae daarso? 'n vraag gaan oor aanlyn transaksies, natuurlik met die toename van digitale platforms, watter ekstra voorsorgmaatreëls moet ons neem? Ons het nou gesê, jy het nou ook al hieroor gepraat, maar hulle vra maar weer daaroor, so dit is oor die aanlyn transaksies. Kijk, daar is duisende aanlyn transaksies, en daar is baie bekende plekke wat jy aanlyn kan koop, soos ek noem nou maar een soos Temu, daar is baie. En jy sal gou agterkom watter van hulle is scammers.
So, as 'n nieuwkomer wil inkom, gaan hy baie sukkel, want hy moet 'n naam en reputasie bou. So enige aanlyn, ek stel altyd voor, as jy enigiets aanlyn wil probeer, ek hou nie daarvan nie, ek doen dit nie, en ek sal nie betrokke raak, maar vroumense, oor die algemeen like het om heeltyd deur die fone op sosiale media te kyk, wat, waar, wanneer en hoeveel. Maar hulle doen gelukkig, ek het dit al agterkom, bietjie van 'n huiswerk of 'n ondersoek. Dis die ouens wat op sulke plekke soos Facebook Market en ander platforms gaan en koop en verkoop, WhatsApp groepe ensovoorts, waar hulle nie behoorlike ondersoeke doen nie. Maar jy begin altyd met iets kleins. Jy gaan ons nou nie iets groots doen en groot geld doen nie. En jy moet kyk na sulke goed soos reviews. Die voordeel van sosiale media, dit het reviews. En dit gee informasie. En daar doen jy ook 'n ondersoek. En dit word 'n platform profielondersoek gedoen. So jy doen 'n algehele evaluasie van die instansie en jy kyk na al sy profiles in die hele platform en sy volgelinge en jy weet die inligting wat daar gegee word. En is altyd goed om aan enige IT-ou te vra om vir jou 'n bietjie op te check en in 'n ernstige situasie waar daar groot transaksies moontlik gaan wees, kan hulle ons altyd kontak. Ek het natuurlik vir die luisteraars gevra op die WhatsApp groep, hulle moet vir ons bietjie sê met wat se slenters hulle gevang is, en Kobus het ook nou gesê hierso, maar ek het my nog nie gesê waaroor dit gegaan het nie, maar nou ja, Stoutgat is ook in die huis, en sien wat hy kwyt raak hier. Jy ken hom ons nou, hy sê hy het vier, wat het hy gesê, hierso van die skape, hy sê ek wil verkoop skape, jy betaal 4,000 in my rekening, en dan gee ek die skape pin om na jou huis te kom. Ja, lekker. Ja, dis die moderne lewe, jy kan deesdae 'n skaap maar 'n pin location stuur en dan gaat hy. Ja, nee. Kyk, hierdie man gaan nooit ophou nie, so ons moet dit nou maar aanvaar en verdra. Maar is 'n cute een daai. Ja, dit is 'n cute. Jy praat so van dierescams. Mense moet weet dat in daai bedryf kry ons baie sake wat mense mekaar indoen met beeste, skape en lewende hawe. In die natuurbedryf is daar baie korrupsie. Baie. En dit is dieselfde. Alles wat ek hier gesê het oor die kar is van toepassing op die diere ook. Is van toepassing op jou holiday. Is van toepassing op alles. As jy die twee goed onder die knie kan kry, deur nie te val vir 'n bargain nie. En as jy nou regtig, selfs al is dit jou beste vriend, dink dis nou 'n bargain, gaan deur die stappe. Die oomblik as iemand 'n attitude het, gestel ek en Kobus of wie ook al nou doen nou 'n transaksie, en hy sê, Kobus sê vir my, maar Mike, ek wil net eers alles behoorlik opcheck, en ek het 'n attitude daaromtrent, wat sê dit? So, die oomblik as daar 'n attitude kom, of 'n druk, of nee, ek gaan nie, en ek wil nie dit nie, en dan is jy mos nie meer die kliënt nie, jy kan nie vir 'n koper sê nee nie, as hy 'n vraag vra of hy iets wil sien, of toets, of wil evalueer, of wil kom besigtig. So, jy vang hierdie holiday scammers so uit, dan stuur na die perseel, stuur vir my 'n pin drop location, en met wie moet ons daar praat en kommunikeer. Dan kan jy gou agterkom, hoe bokspring die mense as dit 'n scam is. En dan die video call manier is baie goed, maar jy kan letterlik enigiets, wat jy ook al, behalwe as jy het nog in Pick n Pay of in fruit en vegkoop, is 'n different story. Maar daar moet jy ook maar versigtig wees, jy moet behoorlik goed kies en keer en lees. Want baie keer, as jy nie behoorlik lees nie, dan besef jy nie wat jy eintlik daar koop nie. Jy moet waardevolle en gesonde goed koop. Mense koop baie keer net. Ek dink die belangrikste ding is, as jy enige groceries in ieder geval koop, moet jy lees wat dit behels en wat dit vat, sodat jy die beste daarvan kan kry, en jy kan nie meer vandag net koop nie. Soos byvoorbeeld, jy kan nie meer witbrood koop nie. En sorry maar nou vir al die ouens wat witbrood vervaardig, maar witbrood is nie gesond vir jou nie. Maar ons gaan nou nie daaroor praat nie, julle weet hoe voel ek oor gesondheid, maar enigiets as jy die reëls wat ek hier gesê toepas, en jy is net deeglik met 'n ding, dan gaan jy nie 'n fout maak nie, en jy het die reg om krities te wees, jy het die reg om elke sent om te draai, en jy het die reg om 'n ingeligte besluit te neem. En mense,
is bang om hulle sê te sê. Ek sien dit baie keer. Mense is bang om krities te wees en jy weet, dis nie 'n lelike manier van terugpraat nie, maar om terug te praat en vrae te vra. En jy weet, ek het mense wat my baie keer dan sê, maar hoe weet jy, dit is Mike Bolhuis? Dan sê ek van, alright, ek gaan vir julle verduidelik, hoekom sê ek is Mike Bolhuis. Eerstens, julle hoor, ek praat met julle kan my stem gaan hoor op Facebook, op al my radio interviews en op TV. Tweedens, hierdie nommer, wat jy nou gebel het, is gelink aan my. Ja, maar hulle het nou net met ander Mike Bolhuis gepraat op daai nommer. Dan sê ek van, wel, jy het nou self mos gesê, jy het met ander Mike Bolhuis gepraat. Dis nie Mike Bolhuis nie. En dan stuur hulle vir my WhatsApps aan, in 'n manier van praat, wat ek in my lewe nooit sal praat nie, want ek doen nie WhatsApps of so nie, ek doen voice notes. Dan sê ek vir hulle, sien julle daar, Mike praat nie so nie, dis nie Mike nie. Maar anyway, ek kak hulle nie uit nie en stuur hulle in hulle moere nie, ek verduidelik vir hulle. Jy moet alles deesdae deeglik identifiseer. En hoor die mense, dat ek 'n laaste ding vir julle sê. En julle gaan nou almal daar wat luister gaan sê, ja, Mike, jy's reg, dit is so. Moenie dink families befok mekaar nie, hoor. Ja, dit is groot. Families befok mekaar links, reg en senter. Veral Suid-Afrikaanse families. Buurmense, beste vriende. Meeste van die sake wat ek kry, is mense wat mekaar baie goed ken. In besigheid, in verhoudings, vrouens wat wegloop met die buurman, met die man se beste vriend en andersom. Die grootste fights breek uit wanneer iemand doodgaan in die familie. Dis asof die mense nie kan wag om die lijk te stroop van die ringe en die juwele en wie en wat alles nog ook al buite kan vat en te eis. Dit is die ergste en die lelikste sake wat ek het, want dit involve soveel mense en veroorsaak soveel skade. En die mense doen mekaar in, wit mense doen mekaar in baie, wat mekaar baie goed ken oor jare. En dit is lelike sake, mense. En dit is iets wat julle in ag moet neem. Om dit te verhoed, moet julle na ons vorige kommunikasies luister, waar ek spesifiek praat oor verhoudings, hoe 'n verhouding moet wees met mense, en deursigtige, eerlike kommunikasies met mekaar. You say what you mean and mean what you say. Want as jy jou laat inloop deur jou broer of jou buurman of 'n familielid, dan dra jy ook blame, want daar was daar ooit waarlike verhouding wat gebou is met totale eerlikheid en deursigtigheid, want dan sou jy deur daai persoon gesien het en jy sou nooit met daai persoon besigheid gedoen het nie. Jy moet jou mense ken om jou, en jy kan nie blind staan, maar is my broer, hy sal my nooit indoen nie. Is my besigheidsvernoot, hy gaan my nooit indoen nie. Dis my buurman boer, wat langs my hier boer, hy gaan my nie indoen of benadeel. Die mense befok mekaar links en regs en gee mekaar by SARS aan. Onthou, die Suid-Afrikaner, 2 Suid-Afrikaners het 4 opinies en 5 kerke. Hulle kan nie wag, ongelukkig, as die geringste ding skeefloop, om te skinder en kak te praat van die mense, en hulle te beswadder, te besmeer, en oral op te gee. En om vals klagtes teen hulle te gaan lê. Hoeveel sake kry ek waar vrouens vals klagtes lê teen mans, dat hulle met die kinders gelol het, waar hy nog nooit eers aan die kind gevat het of gepeter het nie. Net omdat daar 'n egskeiding is en die vrou nie die kinders met die man wil deel nie. Of andersom. Dis van al hierdie sake wat ek nou in die laaste paar minute genoem, dis die lelikste sake wat ek het, dis vir my eintlik erger nog as 'n moordsaak. Want 'n moordsaak is 'n spesifieke saak en net spesifieke mense, maar hierdie goed affekteer gesinne en families van alle kante, en dit is langdurig en aanhoudend en is erg. En ons moet miskien op 'n stadium 'n gesprek, dink ons het al 'n gesprek daaroor gehad, maar hierdie is die tendens, hierdie is wat die Engelsman sê, the narrative. Dit is wat die mens geword het. Hy is die ergste en die gevaarlikste wese vir homself en teenoor ander, wanneer hy in 'n te nagekom is, of voel hy of sy is te nagekom en wil reageer en gaan reageer op die lelikste en die ergste manier, doen hulle dit op hierdie manier. En dis kom die mond
die tong, die gevaarlikste en eintlik die skerpste en die mees misdadigste die deeltjie op jou liggaam is, want hy kan veroorsaak dat al hierdie goed wat ek hier gesê het, in dit gebeur. So, jy moet seker maak dat jou verhoudings met die mense van so 'n aard is dat jy presies weet met wie jy te doen het. En dit moet jy in die families toepas, dis belangrik. Jy kan eerder vir jou seun sê, hey, my seun, ek is lief vir jou, jy is my seun, maar ek gaan nie met jou besigheid doen nie, want as iets skeefloop, gaan dit ons verhouding betroebel. Laat hy maar sy moerstrip en kwaad wees, maar dan minste het jy iets verhoed. Want jy weet, jy het hom behoorlik deeglik geïdentifiseer en geëvalueer, dit gaan skeefloop, en hy gaan jou nie terugbetaal of hy gaan jou benadeel. Ons kry baie hoor wat ek jou sê. So, dit is iets waaroor ou baie moet versigtig wees. Natuurlik, soos ek gesê het, maak seker dat die wil en testamente perfek en in detail is. Ons het dit daai tyd bespreek, maar al hierdie goed wat ek hier noem, het te doen met geld en finansies, buy of sell, en hou of verkoop of nie verkoop nie, en. En ou moet deeglik elke iets wat jy doen, deeglik identifiseer voordat jy betrokke raak, vir al die mense met wie jy betrokke is. Jacques het hierso geskryf, Jacques Rush sê, ek het 'n geval gehad, dat 'n dame aanlyn gekoop het by Timo, en nie lank daarna is 2 transaksies verhaal van haar bankrekening vanuit Bryanston, terwyl haar kaart in haar besit was in KZN. Dit is onmiddellik gerapporteer aan Standard Bank en die kaart is gekanselleer. Dit wys jy net die kiebertrolle is baie uitgeslape. Hulle is, so ek weet nou nie wat daar gebeur het, ek sal die saak moet sien, maar dit kan wees dat iemand 'n Timo platform fake een gestig het en iemand op daai manier gevang het, of dit kan 'n hack wees, of dit kan 'n geval wees waar die inligting van die dame se kaart, of wat ek al by 'n restaurant of ergens gekloon of gesteel is. Ja, ons sal nog weer praat oor die goed ook, want mense is baie onverantwoordelik met hulle garagekaarte, met hulle kredietkaarte, met hulle betalings. Mense is baie onverantwoordelik. Hulle gooi baie keer net slips weg, gooi dit net so op die grond, kyk nie wie staan agter hulle nie. Al die tipe van goed moet ons miskien ook op 'n stadium oor praat. Ja, want jy weet wat, 'n vriend van my het my vanmiddag geskakel met my gesê, mens, het jy 'n tweede profiel op Facebook? Jy weet, jy het 'n Facebook request vir my vrou gestuur en sy wil net seker maak. Ek sê toe vir hom, ek sê nee man, Sean, kyk nou 'n bietjie mooi, daai profiel het 3 mense. Ek sê as jy my profiel gaan kyk, het ek baie meer vriende en baie meer, jy weet, so iemand het my Facebook gekloon, weet, en iemand is besig nou om oralste vir mense te sê, jy het iets gewen. Ja, jy sal sien dat baie mense sal voorval, jy moet dit onmiddellik rapporteer, en as dit nie by môre uitgesort is, moet jy ons laat weet, dan stuur ons 'n projek uit, want jy is 'n bekende mens, bekende radiostasie, en ons maak jou sommer nasionaal en internasionaal bekend, en ons plaas daai ronde gesiggie van jou, met die mooi hare en gesiggie mooi, dat almal kan sien, dit is jy, the real you, en die mense moet nie die ander fake platforms join. Anyway, ek gaan julle groet, julle het baie om aan te dink, dit sal goed wees, as julle hierdie recording vir almal aanstuur, en dat julle dit net weer luister en notas maak, veral daar in die begin, wat ek gesê het, what do you do before you buy? Maar ook, what do you do when you sell? En onthou mense, hou julle verhouding met die Here reg. That's the bottom line. En moenie skaam wees om die Here in enige transaksie in te bring nie. En moenie skaam wees om te sê, jy gaan nie iets doen, tensy jy vrede, rustigheid en kalmte in jou gees en jou gemoed het, en jy gaan daaroor bid, met jou vrou of met jou man bespreek, met jou broer of vriend of besigheidsvernoot, jy gaan eers deeglik daaroor bid, en as jy rustigheid en kalmte en vrede het, gaan jy voort met die transaksie. Mike, baie dankie weer eens vir al jou insette hier op ons radiostasie, en
om almal te bemagtig en ons hoop ten minste hulle luister en hulle val nie vir hierdie slenters nie. Jy weet, so Ja, dis belangrik. pas julle. Baie liefde, groete en seën en God se rykste seën vir julle almal. Ons praat volgende donderdag. Baie dankie Mike, tot dan weer.